Hartlik welkom by Leef die Woord. Dit is altyd so lekker om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om die woord te kan lees. Sal U ons kom leer uit U woord sodat ons 'n lewe kan leef wat U behaag. In Jesus se naam. Amen. Ek wil julle vra dat julle saam met my gaan lees uit 1 Timoteus 4 vanaf vers 6 tot vers 16. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en wandel, in liefde, in gees en geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Ons teksvers is die woorde van 1 Timoteus 4 vers 7, waar Paulus spesifiek vir die jong Timoteus sê, oefen jou in die godsaligheid. Hierdie brief van die apostel Paulus aan die jong Timoteus is waarlik 'n brief wat gelaai is met wysheid en instruksies en aansporing ten opsigte van geestelike leierskap en die bediening en 'n toegewyde Christelike lewe. Wanneer ons hierdie woorde lees, dan leer ons hoe ons in ons persoonlike lewe en die bediening wat ons van die Here ontvang het, hoe ons daarin waaksaam moet wees, sodat ons deur ons lewe en deur die bediening wat ons van die Here ontvang het en wat ons uitleef, 'n groot impak sal hê. In hoofstuk 4 gee Paulus nou aan die jong Timoteus spesifieke riglyne oor sy bediening en hoe hy dit moet uitvoer, en hoe hy 'n voorbeeld moet wees van godsaligheid, midde in en teen die agtergrond van die morele verval en die geestelike agteruitgang wat in die wêreld werksaam is. Dan sê hy vir hom, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Ons let eerstens op dat Paulus vir Timoteus sê, verwerp onheilige en oudwyfse fabels. Ek kan nie anders om elke keer as ek hierdie woorde lees te glimlag nie, veral hierdie oudwyfse fabels. Dit laat my dink aan die uitdrukking wat in ons taalkultuur opgeneem is, wanneer ons praat van ou vrou stories. Paulus waarsku vir Timoteus om te waak teen hierdie onheilige en oudwyfse fabels. Oudwyfse fabels is niks anders as onsinnige praatjies nie. 'n Gestryery oor dinge wat geen waarde het of waarde kan toevoeg, behalwe om die wat in die gestryery betrokke is, sy meer op te blaas en aan te vuur, en om eintlik maar net tyd te verspil nie. Ek het iewers gelees dat iemand gesê het, moet nooit met 'n dwaas stry nie. Hy gaan jou aftrek na sy vlak toe en jou wen met ervaring. Net soos ons dit vandag ervaar,
was daar ook in die vroeë Christelike kerk dwalinge gewees en het mense hulle besig gehou met dinge wat nie tot die bevordering van die evangelie uitgeloop het nie. Hierdie fabels is niks anders as onsinnige stories, onsinnige narratiewe, wat niks anders as spekulasies of tradisies of mites is, waarmee mense hulle besig hou het in plaas daarvan dat daar na die suiwer verkondiging van die woord geluister moet word en dat dit bedien sou word nie. Vandag is daar ook steeds soveel dinge wat mense se aandag kan aflei of wegtrek van die waarheid af en die verkondiging daarvan. Populêre ideologieë en die oorleweringe van mense. En met hierdie woorde van Paulus in gedagte in 1 Timoteus 4 vers 7, besef ons ook dat ons onsself nie hiermee moet besig hou nie. Paulus se opdrag is baie duidelik. Moet nie hierdie dinge wat nie 'n daadwerklike bydra tot die bevordering van die evangelie, moet nie hierdie dinge prioriteit gee nie. Moenie tyd daarmee verspil nie. Wat wel belangrik is dat ons moet oefen in die godsaligheid. Hierdie metafoor of hierdie uitdrukking ten opsigte van oefening herinner ons daaraan dat daar met inspanning en dissipline hard gewerk moet word om 'n bepaalde doelwit bereik te word. Soos wanneer 'n persoon na 'n gimnasium toe gaan. Net soos fisiese oefeninge tyd in beslag neem, jy moeite daarmee moet doen, dat dit van jou deursettingsvermoë gaan vereis, en dat jy by jou konstante oefenprogram moet bly, sodat jy soepel en fiks kan wees, en dat jou lyf definisie kan aanneem. Net so is dit ook belangrik, dat ons 'n gedissiplineerde geestelike aptyd en program moet volg. Wat is dit dan nou? Wat beteken dit as ons onsself in die godsaligheid moet oefen? Hierdie godsaligheid is heiligheid. Ons moet ons oefen daarin om aan God uitverkoop te leef. En dit is baie duidelik dat hierdie geestelike oefeninge, hierdie geestelike dissiplines waarmee ons besig gaan wees, van ons toewyding gaan vereis. Heiligheid is nie iets wat sommer net toevallig gebeur, of hierdie godsaligheid, hierdie heilige lewenswandel. Dis nie iets wat sommer net toevallig gebeur nie. Dit is iets wat van jou en my 'n intentionele verbintenis vra. Dit vereis dissipline, dit vra van ons om te fokus, dit vra van ons 'n doelbewuste strewe na heiligheid, om dus ons Here in alles te behaag, of ons eet of drink of enige iets doen. Dit sluit 'n daadwerklike toewyding aan die geestelike dissiplines in. Dinge soos om Bybel te lees, om te bid, om as dit en wanneer dit nodig is en ons moet dit tog doen, tye van afsondering vir onsself uit te roep. Lof en aanbidding, om getrou die onderlinge byeenkomste by te woon, waar daar in ons lewe inspraak gelewer kan word en ons en ander kinders van die Here se lewens inspraak kan lewer. Paulus vergelyk en kontrasteer hierdie geestelike oefeninge, hierdie geestelike dissiplines wat ons moet doen en wat ons moet toepas. Hy vergelyk dit en kontrasteer dit met fisiese oefening. Hy sê, want liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Nou Paulus sê nie dat fisiese oefeninge oorbodig is nie, of dat dit onnodig is nie, maar hy beklemtoon dat godsaligheid, heiligheid, om aan die Here uitverkoop te leef, 'n allesomvattende impak sal hê, wat nie net tydelik is nie, maar ook ewige waarde het. Dit is vir ons in hierdie teenwoordige wêreld, teenwoordige tyd waarin ons leef, die voordele daarvan, dat ons 'n ongeskonde getuienis sal hê. In hierdie teenwoordige wêreld het dit die invloed, dat mense aan ons lewens kan sien, dat die Here vir ons eg is, en ons verhouding met hom belangrik is. Laat julle lig so skyn voor die mense, het Jesus gesê, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik.
maar dit het ook in die lewe hierna vir jou en my voordeel, indien ons hier uitverkoop aan die Here leef, sodat ons met vrymoedigheid voor die Here kan staan. Dit het 'n ewige impak wanneer mense wat na ons lewe kyk, daardeur geïnspireer word, daardeur gemotiveer word om ook vir die Here te leef. Wat 'n heerlike ewige impak. En dan sê Paulus vir die jong Timoteus, en wanneer jy en ek die woord van die Here lees, dan word dit ook vir jou en my gesê, dat ons moet volhard in geestelike oefeninge. Geestelike oefeninge is nie 'n eenmalige aktiwiteit nie. Net soos iemand nie kan verwag om resultate te sien, indien hy net nou en dan aan sy dieet aandag skenk, of net af en toe gimnasium toe gaan om te gaan oefen, net soos so 'n persoon nie kan verwag om resultate te sien nie, net so ook in terme van ons geestelike lewe. Ek het in my beursie 'n kaart wat ek kan gebruik wanneer ek gym toe gaan om die deur oop te maak. Ek kan dit hier teen 'n apparaat druk en dan kan ek in die gym ingaan. Nou, ek het so 'n kaart. En miskien moet ek maar hierdie kontrak gaan kanselleer, want ek sien dit werk nie. Al het ek 'n kaart, ek dink ek moet 'n ander kaart kry. My kaart is miskien, soos 'n Engelsman sou sê, outdated. Nee, ek moet in werklikheid moet ek gaan oefen. Dit help nie net ek het 'n kaart nie, ek moet daardie kaart wat my toegang gee, moet ek gebruik. So ook ons Bybels, byvoorbeeld, dit help nie net ons het dit nie, ons moet dit lees, ons moet ons neus in die boek kry, sodat die woord van God in ons kan werk. Want dit is 'n woord vir nou, en dit is 'n woord vir my en vir jou, en dit is 'n woord vir ander. En wanneer ons met die woord besig raak, en eintlik is dit wanneer die woord met ons besig raak, dan wanneer ons dit verstaan, dan vernuwe ons dit, dan vernuwe dit ons, en dan moet ons daardie woord gaan verkondig. So ek moet moeite daarmee doen, en ek moet volhard daarin. Ek moet voortdurend besig bly daarmee. Let op hoe Paulus vir Timoteus aanmoedig om 'n gedissiplineerde toewyding te hê aan om heilig te leef, 'n gedissiplineerde toewyding aan geestelike dissiplines te hê. In vers 13 sê hy vir hom om aan te hou met voorlesing en vermaning en lering. In vers 14 sê hy vir hom, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie. In vers 15 sê hy, wees vlytig in hierdie dinge. In vers 16 sê hy, volhard daarin. Sien, volharding vra van jou en my 'n diep, intense toewyding. Dit vereis motivering en inspirasie en fokus. Hierdie volharding is niks anders as 'n intentionele verbintenis daaraan om heilig te leef en om met geestelike dissiplines besig te bly. Daarom het Paulus vir Timoteus aangemoedig en vir hom gesê, en wanneer jy en ek die Bybel lees, is dit ook die boodskap aan jou en my, om 'n voorbeeld vir die gelowiges te wees, deur ons strewe en toewyding daaraan om godsalig te wees, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in reinheid, in ons geloof moet ons 'n voorbeeld wees. En dit gaan net gebeur wanneer ons oefen daarin om godsalig te leef. Vir jou en my om hierdie toewyding te verdiep in ons lewe, om hierdie vaste verbintenis te kry tot hierdie godsaligheid, gaan dalk van jou en my vra om 'n geestelike program op te trek, wat beteken dat jy en ek ons geestelike dissiplines moet skeduleer. Ons gaan nie tyd hê tot ons tyd daarvoor maak nie. Dit gaan van jou en my vra om die dinge te identifiseer en te elimineer wat ons toewyding verhinder. Wat maak dat jy en ek nie kan uitkom by die beoefening van geestelike dissiplines nie. Miskien is dit omdat ons dalk te laat wakker bly en nie vroeg genoeg dan kan opstaan nie. Miskien is dit omdat ons, wat is daardie Engelse woord, procrastinate, dinge uitstel en ons dan as gevolg van die gejaag
nie rustig kan raak om dinge te doen nie. Wat ook al in jou lewe die dinge mag wees wat jou toewyding kniehalter. Dit is goed om 'n program te hê of jou te sê wat jy moet doen, identifiseer en elimineer. Hanteer die dinge wat jou verhinder om 'n gedissiplineerde, toegewyde geestelike lewe te ontwikkel en te handhaaf. En dan moet jy en ek geestelike gewoontes kweek. Geestelike ritmes ontwikkel deur die gewoonte geoefen. En dit beteken jy en ek moet in 'n groef val nie, maar dissipline vra van ons om 'n toegewyde, daadwerklike plan van aksie te hê en dit te handhaaf. Geen wonder dan dat Paulus vir Timoteus sê, oefen jou in die godsaligheid. Vriende, geliefdes, ons moet in hierdie wêreld lig en sout wees. En dit vra van ons om 'n lewe te leef wat getuig van Jesus Christus. En daarom, kom ons moedig mekaar aan, ons ondersteun mekaar en ons bemoedig mekaar, sodat ons waarlik in hierdie tyd, in hierdie wêreld waarin ons leef, duidelik lig kan wees. Oefen jou in die godsaligheid. Kom ons ondersteun mekaar en moedig mekaar daartoe aan, sodat ons in ons wêreld vir ons Here 'n verskil kan maak. Ek vertrou dat hierdie woord vir jou 'n tydige woord is en dat die opening van die woord vir jou lig bring. En is waarlik my gebed dat jy sal beleef dat hierdie woord 'n woord vir nou is, 'n woord vir jou is en ook 'n woord vir ander is. En daarom wil ons dit verstaan sodat dit ons kan vernuwe en ons wil dit gaan verkondig. Ja, waarlik, leef die woord. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat u deur u woord in ons lewens aan die woord kom en sal u ons help om dit wat ons gelees het, dit wat ons leer, te gaan leef. Om ons te oefen in die godsaligheid, sodat ons voor u en voor mense 'n rein gewete kan hê, is ons gebed in Jesus se naam. Amen.